Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Baie welkom by Evangelisasie-sasie. Ek en Dominee Daniel Meiberg van Otjiwarongo en Dominee Jacques Keen van Gereformeerde Kerk Chomep gesels vandag 'n bietjie oor wie Jesus Christus is, sy name, sy werke, sy vernedering, sy verhoging. So ons is dankbaar dat jy ingeskakel is, dat jy na die video gaan luister. Deel dit asseblief met julle vriende, familie, sodat ons mekaar ook kan help in ons geloofsgroei. Jacques, Daniel, welkom. Lekker om hier te wees. Môre julle, Ons- baie dankie Janie. Lekker, daar sy. Ekskuus. Nee, ekskuus Daniel, asseblief. Nee, is reg. So as ons praat oor Jesus Christus, waar kom sy naam vandaan? Is dit iets wat die mense sommer net ontdek het by 'n synode en gesê het ons doop hom nou Jesus? Waar kry ons die oorsprong? Wie het vir hom die naam Jesus Christus gegee? Ek sal gerus begin met daai lekker vraag. Ja, ek dink die mooi wat mens sien van die evangelies af het ons almagtige God, ons Vader, oor wie ons nou al gesels die afgelope paar weke, eintlik baie mooi vir Maria gelei om Jesus te noem. Ons sien dit byvoorbeeld in Matteus 1, waar Matteus 1 vers 21, waar daar mooi duidelik gemaak was dat Jesus se naam Jesus moet wees en dat Jesus dan self verlos beteken, dat hy verlosser genoem is. Jesus beteken verlosser en dit is vir ons absoluut pragtig dat God die Vader dit eintlik so aan Maria openbaar. Maria het nie self bepaal wat die naam gaan wees nie, die Here het vir haar openbaar. En dit gee vir mense die grootste vreugde, dis die verlosser wat nou al van die Ou Testament af beloof is, hy gaan kom om vir ons sondes te sterwe in ons plek, omdat ons nie self vir ons sondes kan sterf nie. Het ons 'n verlosser nodig gehad en dit is vir ons dan 'n groot vreugde om dan te weet dat God die Vader dan sy verlosser dan gestuur het en dit is Jesus Christus. Ja, ek wil daar net byvoeg. Baie mense dink Jesus se naam is Jesus en sy van is Christus, maar dis glad nie so nie. Dat sy naam is Jesus Christus en die twee name het twee verskillende betekenisse, soos Jacques nou ook al gesê het. Jesus wat verlosser beteken en Christus die gesalfde. Ek dink ons gaan net nou ook daaroor praat, maar net ook so ter aansluiting hierby. Ja, dankie. Markus begin, ons is juist nou besig by die gemeenskapskerk met die evangelie volgens Markus en hy begin en sê, maar dis die evangelie oor Jesus, die Christus, die Seun van God. En dadelik was die mense, maar is hy van nou nie Christus nie? Hoekom praat jy nou ewe skielik van die Christus? Jy praat ons nie van Roan die Stein nie. En dit was ook mooi gesels het, maar dit is 'n titel, dit beteken Messias. En ons vergeet dit soms. So ons weet Jesus beteken verlosser, kom uit die Ou Testament uit. En Yeshua, as ons nou kom by Daniel, as ek vir jou kan vra, moet ons hom Jesus noem of moet ons hom sy regte naam, soos baie mense sal sê Yeshua of Jehoshua of so iets? Moet ons die Hebreëus of die Grieks gebruik of kan ons Afrikaans en Engels gebruik? Ja. Nee, ek dink nie dis enigstens nodig of 'n noodsaaklikheid dat 'n mens die Hebreëse naam gebruik nie. Daar's nie enigstens krag aan die Hebreëse taal en sy naam daarin gekoppel nie. So nee, volgens my kan ons hom Jesus soos ons hom leer ken het noem en dit is ook die manier hoe ons hom by homself ook bekend maak aan elke taal, elke
elke geslag en elke nasie. So in eenvoud kan ek sê, en ek dink ons gaan dit ook net nou sien met sy staat van vernedering, hoe hy eintlik in eenvoud geleef het en gewerk het en bedien het, nee. So dit is kosbaar om te weet dat 'n mens nie 'n geleerde persoon hoef te wees om hom te ken as jou verlosser nie. Ja, dankie. Wil jy iets sê, Jacques? Ja, ek wil net graag hierby aansluit. Ja, ek dink daar's in die eerste plek is daar niks fout om sy oorspronklike name te gebruik nie. Dis die manier hoe die Here homself geopenbaar het in die Bybel. Ek dink dit vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is dit baie mooi om te sien dat uit die kerkgeskiedenis uit selfs in die Nuwe Testament is dit mooi te sien dat die gelowiges self ook hierdie name dan gebruik het ter ondersteuning vir die kragtige belydenis van die geloof in wie hulle het. En dit versterk net die wonderbaarlikheid van al die name wat die Here homself mee geopenbaar het. Ek dink net spesifiek aan hoe God homself geopenbaar het in die Ou Testament as El en Jehovah, nee. En mens kan nou kyk na Adonai, nee. Al daai groot name word God mee geopenbaar. En as jy nou gaan kyk na die verskillende afgode wat dan ontstaan in die Bybel, baie kere word dan dieselfde naam wat vir God gebruik is vir daai afgode gebruik en dan elke keer dan God gesê maar hy gee nie om nie. Hy wil hê ons moet weer terugkom na daai name toe sodat ons kan besef dat die geloofsbelijdenis wat ons het is in die ware Adonai, die ware El. En dis nog iets, ja, dis net vir my mooi om dan ook net te sê, dit versterk ons geloof om te besef dat God sy name so geopenbaar het, sodat ons nie hoef te twyfel in wie ons bely nie, en wie ons glo nie. En dat daar ook sekerheid is, nee, dat daar nie twyfel is oor die God in wie ons glo nie. Dink nie dit is dan vir ons 'n kommer as ons dan hoor iemand praat oor die Here nie. Ja. En as ons nou dink aan Christus, wat nou nie sy van is nie, wat beteken Christus? Daniel of Jacques? Ja, ek dink Daniel het mooi gesê, nee, Christus beteken gesalfde. En as mens nou praat van gesalfde, dan moet mens sien in wat se hoedanigheid Christus gesalf was, want jy moet nou kyk na gesalf in die lig van die Ou Testament. En in die lig van die Ou Testament is dit konings gewees wat gesalf is vir hulle dienswerk in die koninkryk van die Here. En dis 'n baie mooi uitdrukking dat die persoon dan die geseënde is, die uitverkore is wat God gaan gebruik as instrument in sy hand. En in die lig van die Nuwe Testament is Christus dan die een wat God gaan gebruik om verandering te bewerkstellig, nee. En daai gesalfde beteken hy's gesalf deur die Heilige Gees, nee. Die Heilige Gees is so duivel op hom neergesak en hy's gesalf as priester, profeet en koning. En ek dink ja, mense kan dan lekker oor daai gesels hoe hy priester, profeet en koning is, maar dis uiters belangrik dat mense daai besef van die Ou Testament uit ja, dat God self gesê het, hier is my geliefde seun, oor wie ek myself verheug. Dis die een wat ek gaan gebruik om julle sondes te verlos, die ware lam, wat sondelose lam, wat vir ons van geslag moet word. Ja, dalk ook maar net om by te voeg dat hy aangewys is deur God vanuit die Ou Testament, die profeseë, is hy aangewys en hy is ook aangestel, nee, of uitverkies om hierdie besondere roeping te hê om ons verlosser te wees. So daaraan kan ons ook sien dat hy is die enigste gesalfde, nee, hy is ons enigste hoëpriester, ewige koning, 'n hoogste profeet. So dit is ook hoe ons die salwing en die Christus naam moet verstaan. As ek net iets daarby kan sê, en dit sien ons met Jesus se doop, en ek dink daar's baie vrae wat mense het, maar was Jesus se doop nou 'n bekeringsdoop, was dit 'n proseliete doop?
Maar eintlik was dit 'n salwing as ons gaan lees Markus, Matteus verwys ook na Jesus se doop. En dis presies wat hoe hulle dit in die Ou Testament gedoen het. 'n Profeet, self die koning, en in hierdie geval was dit nou Johannes die Doper wat die koning Jesus Christus gesalf het en dit deur die doop. En hier sien ons ook net weer mooi soos ons vorige gesprek oor die drie-eenheid, oor hoe die drie-eenheid daar betrokke was. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die Gees wat soos 'n duif op hom kom rus het, die Vader wat gesê het, dit is my Seun in wie ek welbehae het. As ons nou dink aan Seun, Seun van God, hoekom praat ons van Seun van God? Wat beteken dit? As ons sê Jesus was van die begin af daar, maar nou sê ons hy is Seun van God, beteken dit hy is gebore, hoe is hy die Seun van God? Ek kan so 'n bietjie hierby aansluit. Ja, ek dink ons katekismes maak dit so pragtig duidelik, wanneer hy daar in Sondag 13 dan vraag 33, waarom word Christus die enige gebore Seun van God genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? Want dit klink nou half as ons sê nou Christus die enige gebore Seun van God, wat is dan ons? Nee, wat gebeur dan vir ons? Ons is meer kinders van die Here nie. Maar dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan hier, as mens na die antwoord ook luister as gelowiges, dan bely ons daar, omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade kinders van God aangeneem is. En dit is die uitwerking daarvan, dat Christus deur God gegenereer is, gewek is, om in hierdie wêreld in te kom, as sy Seun, wat waarlik God is, en natuurlik ware mens is, om dan vir ons sy Seun te wees wat die enige gehoorsame een is, sonder sonde, vlekkeloos, om dan in ons plek te sterf, sodat ons ook dan aangeneem kan wees as kinders, nee, met sy bloed bespringel kan word, soos ons nagmaal bely, nee, dat die bloed en die liggaam, die bloed gevloei en die liggaam gebreek is vir die versoening van ons sondes, sodat ons ook kinders van die Here kan wees. So Christus moes kom, sodat ons wat verlore is weer gevind kan wees. Ons wat nie kinders meer was van die Here nie, slaaf van die sonde, weer aangeneem kan word as kinders, omdat Christus dan gelooflik in ons harte werk deur sy Gees. En dit is die rede hoekom dan hy die enige gebore Seun van God genoem is, want God self het hom gegenereer, soos ons ook bely in die belydenisskrifte. Is daar iets wat jy daaroor wil sê, Daniel? Nie op hierdie stadium nie, wat ek dink Jacques het dit goed verwoord. Ek dink ook die ander benaming is Seun van die mens, wat ook maar hierby aansluit, wat ook bietjie meer dui op sy menslik, of op die feit dat hy as mens geleef het op aarde as 100% God, 100% mens, hy twee nature, waaroor ons ook later gaan gesels, maar dit dui ook maar net op die feit dat hy as mens gebore is uit die Maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees, maar die menslikheid ook daarvan, en ja, so dis ook kosbaar om so te weet dat hy werklik verstaan, as ons die menslike droewigheid of die bekommernisse wat ons het, en die angs wat ons ervaar, dit het hy regtig verstaan hy werklik, hy het medelee met ons, so dis ook 'n groot troos vir ons as gelowiges. En as ons dink aan Jesus, hulle het daar spesifieke name gegee, ook in die Ou Testament. Ek is nou juist besig met Philemon, en Onesimus se naam beteken om nuttig te wees. Maar hy was op die einde nou nie baie nuttig vir Philemon toe hy nou weggehardloop het nie. So ons leef nie altyd uit wat die verwagting agter ons name is nie, maar Jesus het dit gedoen. Hy was ons verlosser. Hy is die Christus, die gesalfde. Hy is ons koning, en hy het gedoen, hy het geleef volgens die betekenis van sy name, en daarvoor kan ons baie dankbaar wees. En ek dink dit bring ons by die wat daarvan vraag. Hoekom is dit belangrik om te weet Jesus is die verlosser? Hoekom is dit belangrik om te weet dat hy is die Christus, die Seun van God, die Seun van die mens, die middelaar? En hoe ons oor God dink, God drie-enig, en hoe ons oor Jesus dink, bepaal op die einde ons hele bediening. Dit bepaal ons hele lewe.
En ek weet nie of julle iets daaroor wil sê oor die wat daarvan, die so what vir agter die naam van Jesus. Ja, ek sal graag hierby wil inkom. Ja, ek dink die belangrike vraag sou wat Prof Chris altyd gevra het in die Ou Testament klas, so wat nee, wat is nou die punt daarvan alles? Hoekom maak ons dit so eksplisiet duidelik, nee, so duidelik in ons woorde dat Jesus Christus nou is wie hy is en dat ons oor hom praat vir hoe homself openbaar het. Ek dink in die eerste plek as mense praat van middelaar, beteken 'n tussenganger. Hy kom tussen ons en God om ons verhouding wat weens die sonde stikkend geraak het, verwyder. Ons is met die tuin van Eden het ons uit die teenwoordigheid van God uitgejaag. Sodat God in sy heiligheid ons nie moet doodmaak omdat God nie sonde by hom in sy teenwoordigheid toelaat nie. God is 'n heilige God, hy is sondeloos. En daarom as hy regverdige God ook is en wat hy is, hoe homself openbaar, beteken dit ook hy moet regverdig gaan straf, regverdig gaan optree. En dit sou beteken dat ons as mens heeltemal eintlik moes uitgewis wees, gestraf word met ons is nie meer soos wat God ons geskaap het, volkome sonder sonde nie. Ons het ons doel gemis, dis wat sonde beteken, ons doel gemis waarvoor God ons geskaap het. En omdat dit nou gebeur het, beteken dit dat ek nou strafwaardig staan voor die Here. Ek nie eintlik meer verdien om te lewe nie. Ek moet eintlik uitgewis word. Ek is verlate, godsverlate. En dit is hoekom Christus dan die middelaar geword het, die een wat tussen ons en God kom staan het, sodat hy kon versoening doen. En hy basies, jy kan eintlik sien as, ek trek my altyd vir die kinders so, jy moet eintlik sien, jy staan op die een kant van 'n plateau, en dan is daar 'n lekker diepe kraans wat nou in die middel is, vallei, diepe vallei, en dan die ander kant is natuurlik waar God is, en hy moes die brug kom bou het, tussen ons en die Here, om ons verhouding te herstel. Want sonder Christus sou dit nie moontlik wees om weer 'n verhouding met die Here te hê nie. En daarom word Jesus ook in Hebreërs 10 baie mooi genoem ons hoëpriester. Die een wat vir ons volkomme versoening gaan doen het, sodat ons weer vrye toegang tot ons hemelse Vader het. Vrye toegang wat beteken ons het nou die vermoë om weer te bid en 'n verhouding met hom te wees, sy Bybel te lees, gevul te wees met sy gees, 'n pad met hom te stap. As ons dit nie gehad het nie, dis die so what, as ons dit nie gehad het dat Christus vir ons ingetree het nie, sou ons verlore gewees het. Sou ons doemwaardig gewees het en sou ons moes soos Jesus bely, my God, waarom het U my verlaat? En daarom moes hy dit bely, sodat ons nooit weer verlaat hoef te word nie, sodat ons nooit alleen hoef te meer te wees nie. Hy is elke dag met hom by ons, dis hoekom ons Immanuel is, God met ons. Ek wil ook net byvoeg, ek wil net vir ons 1 Petrus 1 vers 19 en 20 lees en die troos wat Jesus se naam beteken en die sou wat dan nou. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. So vers 18 begin ook deur te sê, ons is nie met aardse middele soos goud of silwer losgekoop nie, maar met die kosbaarste middel, en dit is die bloed van Christus. En as ons weet, as gelowiges, dat ons losgekoop is met sy bloed, dat hy ons verlos het, dan het ons werklik geen vrees in hierdie wêreld nie, en dan het ons alle troos, want ons weet dat ons met 'n permanente middel losgekoop is en tot die ewige lewe betaal is, en dat ons ook daai ewige lewe ontvang. So dit gee gelowige die groot troos van sy naam en sy werke dan. Dankie Jacques en Daniel vir die gesprek oor wie Jesus is en wat dit vir ons beteken. Ek dink dit is belangrik dat ons weet wie is Jesus, hoekom praat ons van hy is ons verlosser, hoekom praat ons van hy is die gesalfde en wat dit vir ons beteken. So volgende gaan ons 'n bietjie gesels oor Jesus se twee nature en wat dit vir ons beteken en hoekom dit belangrik is om te weet hy was 100% God, 100% mens, want dankie dat jy ingeskakel het en asseblief ons hoop dat jy weer sal inskakel om saam te luister oor die Here en welkom by Evangelisasiestasie. Ek hoop regtig dat jy dit sal deel met ander mense, dat ons ook so saam kan groei. Dankie Jacques en Daniel
vir hierdie gesprek.